1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Moeilikheid in Duiwels Baai. Duiwels Baai was 'n moeras. In die middel van hierdie moeras was daar 'n lelike ou houthuis. Daar het twee aaklige mense in die huis gewoon. Hulle was meneer Sniffels en sy vennoot, Madame Medusa. Hulle het nie daarvan gehou om in die moeras te woon nie, maar hulle het geweet dat daar 'n seerowerskat in die moeras begrawe is. En Medusa wou dit gehad het. Elke oggend het sy geskree: "Sniffels, gaan soek die skat." Dan het sy op haar troetelkrokodille, Brutus en Nero gespring en blitsvinnig deur die moeras gejaag. Sy was so besig om die skat te soek en het so daar rondgejaag dat sy nie agtergekom het wat sy aan haar arme bure, die moerasbewoners, doen nie. Die moerasbewoners se huise het elke keer oorstroom. Snags het Sniffels en Medusa hulle bure uit die slaap gehou. Sniffels het vuurwerke geskiet om genoeg lig te maak sodat Medusa na haar skat kon soek. Een aand ry Medusa met haar moerasmobiel tot by 'n hol boomstomp. Sy steek haar hand in die boomstomp en voel iets daar binne. Dis 'n kaart, 'n seerowerkaart. Daar is 'n groot X op die plek waar die skat begrawe is. Wonderlik, ek gaan ryk wees, roep Medusa. Sy jaag huis toe om vir Sniffels die kaart te wys. Hulle begin dadelik na die skat te soek. Hulle stap en stap en stap. En uiteindelik kom hulle by die plek waar die kaart sê die groot skat begrawe is. "Maak tog gou, Sniffels," skree Medusa. "Begin grawe. Hier," beveel sy. Sy sien nie die moerasbewoners se klein huisie net daar by hulle nie. Sniffels grawe vir baie ure. "Medusa, ek moet nou eers rus. Asseblief," sê Sniffels. "Geen rus nie," skree Medusa. "Ons moet daardie skat kry." Sniffels grawe maar weer verder. Die hoop grond word hoër en hoër. Hy gooi al die grond op arme Lukas en Ellie Muis se huisie. "Help!" skree Lukas en Ellie Muis. "Die grond val al in die skoorsteen af. Hulle sal ons nog lewendig begrawe in ons eie huis." Meneer Waterskilpad hoor hoe Lukas en Ellie Muis om hulp roep. Hy vertel vir meneer Uil daarvan. Meneer Uil vlieg daar weg en vertel vir meneer Haas. Meneer Haas vertel vir Nardus, die naaldekoker, dat Lukas en Ellie Muis hulp nodig het. Bzz, bzz. "Ek sal vir Lukas en vir Ellie Muis help," sê Nardus, "want ek is hulle beste vriend," en hy vlieg daar weg. Maar Nardus kom nie baie ver nie. Die vleermuise het Nardus se bzz geluide gehoor, en vleermuise hou daarvan om naaldekokers te eet. Piep, piep. Die vleermuise jaag vir Nardus, want hulle wil hom vang. Net toe die vleermuise hom amper beet het, vlieg Nardus by Lukas en Ellie se skoorsteen in. Sjoe, dit was amper. "O Nardus, ons is bly om jou te sien. Wat kan ons doen?" roep Ellie. "As ons nie van daardie twee skelms ontslaa raak nie, sal ons lewendig begrawe word," sê Lukas. "Toe maar, vriende," stel Nardus hulle gerus. "Ek het 'n plan." Nardus pak sy tas en vlieg daar weg. "Ek gaan die redders soek," sê hy. Bernard en Bianca weet wat om te doen. Nardus vlieg vir 'n hele dag en 'n hele nag. Hy vlieg deur wind en weer. Toe hy by die stad kom, begin dit sneeu. Nardus kry uiteindelik Bernard en Bianca se huis. Hy klop aan die venster.
Hulle sit in die sitkamer en drink warm sjokolade. Bernard, my skat, sê Bianca. Wie klop daar? My maggies, dis Nardus, sê Bernard. Hy moes seker al die pad van Duiwels Baai afgevlieg het. Nardus skep vir 'n oomblik eers asem. En toe vertel hy vir Bernard en Bianca van die moeilikheid in Duiwels Baai. Ons help mos enigiemand op enige plek, sê die redders. Hulle pak hulle tasse vinnig en toe klim hulle in die bus en ry na die Albatros lughawe toe. Die lughawe is bo op 'n dak. Weer moeilikheid in Duiwels Baai? Vra kaptein Ollie die Albatros. Gaan asseblief aan boord. Nardus en die redders klim op kaptein Ollie se rug en daar vlieg hulle. Kaptein Ollie vlieg oor die stad en Bianca begin glimlag. Ek is mal oor vlieg, sê sy opgewonde. Bernard en Nardus hou maar net styf vas. Hulle hou nou nie eintlik so baie van vlieg soos Bianca nie. Sommer gou kom hulle by die moeras aan. Kaptein Ollie soek 'n plek om te land. Hou vas, skree hy. Die kaptein land met 'n groot gespat in die water. Die redders gaan dadelik na Lukas en Ellie Muis se huis toe. Nardus en Bernard help vir Bianca om by die skoorsteen af te klim. Ons het gekom om julle te help, sê Bianca. Moenie vir Sniffles en Medusa bang wees nie, sê sy. Ons sal hulle regsien. Ek dink ek het 'n plan om vir eens en vir altyd van hulle ontslae te raak. Lukas en Bernard skep al die grond voor die deur weg. Toe stuur Bianca vir Lukas en Ellie Muis om al die goed te kry wat hulle nodig het om hulle plan uit te voer. Ellie kry ou lakens. Lukas gaan soek 'n paar sterk stokke. Al die ander moerasbewoners staan nader om vir Lukas hulle te help. Ons moet vannag gereed wees, sê Lukas vir die moerasbewoners. Hulle bind die stokke in 'n bondel vas. Hulle sit handskoene aan die punte en gooi 'n laken daaroor. Sommer gou het hulle 'n regte seerowerspook. Meneer Haas kruip onder die lakens in en begin die vreeslike spook ronddra. Laat daardie nag kry hulle vir Medusa en Sniffles in die moeras. Die spook sê, "Ooh, wie soek na my versteekte skat?" Sniffles en Medusa wag nie om die skrikwekkende spook te antwoord nie. Hulle spring op Medusa se troetelkrokodille en jaag weg. Weg van Duiwels Baai met sy duiwelse seerowerspooke. Al die moerasbewoners lê van die lag. Nou is hulle vir altyd ontslae van Medusa en Sniffles. Kaptein Ollie maak gereed om te vertrek. Bernard en Bianca groet die moerasbewoners. En moenie vergeet nie, sê Bianca aan Bernard, ons help enigiemand op enige plek. Die moeilikheid in Duiwels Baai is iets van die verlede. Bernard en Bianca en kaptein Ollie vlieg oor die moeras. Hulle is gelukkig dat hulle maats kon help. Fluit, fluit, my storie is uit.